Motoriste in Gauteng is omgekrap oor e-tol, vir verskeidenheid van redes. Maar kom ons kyk bietjie na van die syfers van die projek. Eerstens, die koste van die projek. SANRAL het skuld van 20 miljard aangegaan om die opgradering van die hoofweë in Gauteng te finansier. Behalwe vir 185 km van pad wat verbeter is daar ook 42 tolportale gebou om elektroniese tolheffings moontlik te maak. SANRAL hoop die stelsel sal die wiele so bietjie vinniger laat begin rol vanweë minder verkeersknope. Hoewel owerhede nie werklik statistieke het oor hoeveel voertuie daagliks die hoofweg gebruik nie, is daar mense wat meen dat meer as 700 000 voertuie die hoofweë in spitstye gebruik. Sommige meen daar is soveel as 3,5 miljoen ritte wat daagliks op die pad afgelê word. Natuurlik is SANRAL se doel ook om geld te maak vir toekomstige padverbetering. Uit elke R1 wat ingesamel word, gaan 28,9% vir die kapitaalkoste van 20 miljard af te betaal, 28% om die rente van die skuldbriewe te betaal, 14,9% vir die onderhoud van die pad en 2,4% vir beligting, terwyl 8,7% gaan om mense wat nie tol betaal nie te vervolg en 17,1% gaan aan die administrasie of invordering van tolheffings. Kritici meen egter, dit mag soveel as 33% van elke R1 kos om die tolgeld in te samel en daarom meen hulle dat die gebruik van die brandstofheffing baie goedkoper sal wees. So as die stelsel voortgaan, hoe hard gaan e-tol jou sak ruk? As jy R6,000 per maand verdien, lyk jou basiese begroting waarskynlik as volg: R1,500 vir jou paaiement, R2,500 vir huur, water en elektrisiteit. Nou moet jy R550 per maand vir e-tol betaal. Dit los R1,450 per maand oor vir kos, selfoon, medies, pensioenfonds en petrol. SANRAL sê egter dat slegs 2% van motoriste ooit die limiet van R550 per maand sal haal.